Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Vanoggend, terwyl ons kyk na ons gedagtes uit Kolossense, lees ons saam uit Psalm 1 of die hele Psalm 1 en dan 'n gedeelte uit Kolossense hoofstuk 2. Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan en staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie. Maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddelose nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Kolossense 2 vanaf vers 6. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedriegery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die goddelikheid liggaamlik, en in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek, deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Geliefdes, die Bybel maak dikwels gebruik van verskeie metafore, vergelykings, om die aard van die Christelike lewe te beskryf. In hierdie gedeelte gebruik Paulus 'n metafoor van loop. Maar waaruit bestaan hierdie loop? Waaruit bestaan hierdie stap saam met God? Volgens die apostel Paulus is daar 4 sleutelkomponente. In die eerste plek moet ons gewortel bly in die waarheid van Christus. Ons het dit in vers 7 gelees. Die Christelike lewe begin nie op een of ander manier nie, maar eindig, verskoon tog, laat ek dit weer sê. Die Christelike lewe begin nie op een manier, maar eindig op 'n ander manier nie. Die Christelike lewe is van begin tot einde 'n lewe wat in en deur die Here Jesus geleef moet word. Nie op een manier tot by 'n ander manier nie. Tweede ding wat Paulus kom sê is, ons moet weerstaan om vanaf Christus weggevoer te word. Wie van ons ken nie iemand wat op 'n stadium gelyk het soos 'n disipel van Christus, voordat hulle uiteindelik meegevoer is deur een of ander verskoon tog, leë ideologie van die wêreld nie. Ons moet onthou dat Satan homself vermom as 'n engel van die lig. Daarom moet ons weerstand sterk bly. Dan sê Paulus in die derde plek,
Ons moet ons besnydenis in Christus onthou. Ja, in Christus het ons dit ontvang, waarna die besnydenis deur al die eeue gewys het. Naamlik die verwydering van ons sonde en die nuwe status van rein wees voor God. Die inhuldiging in die verbond van die God, van die verbond. Dan sê Paulus in die 4de plek, ons moet rus in die kruis van Christus. Want dit was daar aan die kruis van Christus, dat die rekord van jou en my skuld, wat teen ons gestaan het, eens en vir altyd gekanseleer is. Wat 'n genade. 'n Genade om in die Here Jesus Christus te wandel. Kom ons bid dan vanoggend dat hierdie genade sal voortgaan om in die Here Jesus Christus te wandel. Kom ons vra God om ons te beskerm teen die ideologie van die wêreld, teen die valse godsdienste. Kom ons vra hom om ons deur sy Gees te lei, om ons oë gefestig te hou op Christus Jesus, die Here. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Vader, Here, vanmôre kom dank ons U vir groot genade om te wandel in Jesus Christus. Ons wil bid, Here, vir die genade om voort te gaan en in te gaan in hierdie wandel in die Here Jesus Christus. Ja, Here, daar is baie dinge daar buite wat ons aandag aftrek. Vanoggend bid ons vir U beskerming teen valse godsdienste en idees. Ons bid dat U deur U Gees ons sal lei om ons oë op U gefestig te hou. U, ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 16, vers 1, vers 3, 4 en 5.
Geliefdes, vir môreoggend gaan lees ons Psalm 16 vers 1 tot 11 en dan Kolossense 2 vers 8 tot 10. Psalm 16 vers 1 tot 11 en Kolossense 2 vers 8 tot 10. Tot 6:00 môreoggend, 'n geseënde dag vir elkeen.